Atlet! 3 weeks from now, I will be harvesting my crops. Imagine where you will be, and it will be so. Hold the line. Stay with me. If you find yourself alone, riding in green fields with the sun on your face, do not be troubled. For you are in Elysium, and you're already dead! Brothers, what we do in life echoes in eternity. 1 Tessalonisense 4 vers 13 sê, Broers, ons wil nie hê dat julle onkundig moet wees oor diegene wat ontslaap het nie, sodat julle nie tree soos die ander mense wat nie hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterf het en opgestaan het, God sal ook so diegene wat gesterf het deur Jesus met hom saamneem. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, ons wat lewe en oorgebly het tot die koms van die Here, sal beslis nie diegene wat gesterf het voorwees nie. Want die Here self sal met 'n luide bevel, met die stem van 'n aartsengel en met 'n trompetgeskaal van God uit die hemel afkom. En diegene wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons, wat lewe en oorgebly het, saam met hulle in die wolke opgeneem word, om die Here in die lig te ontmoet. En so sal ons altyd by die Here wees. Troos, bemoedig, comfort, exhort mekaar dan met hierdie woorde. Nou daai woord, troos, bemoedig, is parakaleo. Parakaleo. En letterlik, 'n goeie voorbeeld is Gladiator. Daar waar Maximus voor die oorlog, gee hy 'n parakaleo. Hy bemoedig die manne. Hy exhort hulle, hy comfort hulle. En waar hy sê, what we do in life echoes in eternity. Wat ons in hierdie lewe doen, het 'n echo, 'n weergalm in die ewigheid. So hierdie woord troos, bemoedig of vermaan is 'n vorm van die Griekse woord parakaleo. En soos jy kan ook klaar sien, is 2 woorde, para en kaleo. En as jy dit is 'n samestelling van daai 2 woorde. Para beteken om langs te kom. Om langs te kom, by die sy van iemand te kom, langs te kom. En kaleo beteken om uit te roep of om na jou te roep, nader te roep. So parakaleo is so sterk dat dit eintlik vertaal kan word as aanspoor, smeek, subat of selfs bid. Nou in die antieke wêreld, in die antieke tye soos ons gesien het, was dit gebruik vir militêre leiers wat voor 'n geveg gegaan het voor die mans en die soldate en hulle gesmeek het, bemoedig het, aangespoor het, selfs gepleit het met Here om hulle skouers terug te trek, hulle kop op te lig en die vyand oog tot oog te gaan veg en sterk te gaan veg. Hulle het hulle gebemoedig, vermaan. So parakaleo beeld iemand uit wat die behoefte voel om langs die troepe te kom, om hulle aan te spoor, om hul kop hoog te hou, om hulle skouers terug te gooi en indien nodig die vyand oog tot oog te kyk en ernstig te veg. Dis die prentjie van parakaleo. So met Gladiator, as jy dit onthou, dan het jy die prentjie van parakaleo. Dalk in 'n rugby span sou die kaptein partytjie voor die tyd vir die manne gesê het, kom, ons moet nou veg, ons moet of voor die tweede helfte as hulle agterloop. Dan sê hy, nee, kom ouens, ons moet nou saamkom, ons moet oog tot oog, ons moet nou hard speel, of wat ook al. Nou hierdie woord parakaleo wil ek nou gebruik. Ek wil vir julle parakaleo met 1 Tessalonisense 4 vers 15 en 17. En dit sê daar, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here. So klaar sien jy, hierdie is nie net enige woord nie, hierdie is die woord van die Here. Hy sê, hy maak nie net hierdie op nie, want party ouens sal dink hy maak hierdie op. Hierdie is
fantasie of hierdie is 'n storie wat hy vertel. Nee, hierdie is die woord van die Here. Ons wat lewe en oorgebly het. Sê lewe en oorgebly. Lewe en oorgebly. Lewe en oorgebly. Het tot die koms van die Here sal beslis nie diegene wat gesterf het voorwees nie. Vers 17. Daarna sal ons wat lewe en oorgebly het. So verlede week het ons na vers 16 gekyk, die begin van vers 16. Ons sal weer vers 16 toe gaan, maar vandag fokus ons op vers 15 en 17. Daarna sal ons wat lewe en oorgebly het. Sê lewe en oorgebly. Lewe en oorgebly het, saam met hulle in die wolke opgeneem word en die Here om die Here in die lig te ontmoet. En so sal ons altyd by die Here wees. Nou wat dink jy as jy dink aan lewe en oorgebly? So jy dink seker aan mense wat lewendig is en wat nog steeds hier is, wat nog nie gesterf het nie. Nou dit is nie 100% verkeerd nie, dit is redelik oukei, dis reg, maar as jy na die Griekse woord kyk vir lewe, is dit hoi zontes. Sê hoi zontes. Hoi zontes. En dit beteken letterlik die eens wat lewendig is. Die eens wat lewendig is. En dit kom van die woord zao. En zao verwys nie net na diegene wat fisies lewendig is nie. Dit beeld eerder diegene uit wat geestelik lewendig, geestelik sterk, geestelik gesond, geestelik floreerend, geestelik lewenskragtig en geestelik kragtig is. So dit beteken, dit verwys na geestelike betrokke persone. So Jesus kom nie vir diegene wat bloot 'n vorm van godsdiens het nie, maar vir diegene wat soos een uitleg gestel, die lewendiges of die lewenskragtiges is. Diegene wat die ewige lewe het. Sê ek het die ewige lewe. So Jesus kom nie vir die wat nie die ewige lewe het nie. En dan die tweede woord, soos mense wat lewe en oorgebly het. Die woord oorgebly is die woord perileipomai. Perileipomai. En dis van twee Griekse woorde, peri. En peri beteken rondom. Rondom. So dit beteken, as jy kyk van die peri, is gewoonlik die buitenste gedeelte van iets. Jy het die epidermis, maar dan het jy ook die pericarditis. Pericardia. Peri is die vel rondom die, pericardia is die vel rondom die hart. Dan het jy die pleurisy, dan het jy die pericardium, alles in die, as dit peri is dit die buitekant, rondom daai orgaan. So dis die buitenste deel. Peri beteken rondom en dit beeld die buitenste rand uit en die woord leipo beeld uit wat oorbly. Wat oorbly. So kom ons sê jy vat hierdie hemp. Hierdie is die hemp. Maar dan deur geveg of deur, soos kom ons sê jy is nou in die geveg, soos daai soldate wat gaan veg nou met Maximus. Party van hulle gaan sterf. Dan is daar 'n gedeel afgeskeer. En party sterf nog, dan is daar 'n gedeel afgeskeer. So dan letterlik, dan by die einde, het jy net hierdie leipo. Jy het hierdie laaste deel wat oorbly. En dan is daar partykeer, dan skeer daar nog 'n stukkie af. So dit verwys na leipo, die deel wat by die einde oorgebly het, die remnant. Die remnant. So dit verwys na die kledingstuk of 'n gefragmenteerde oorblywende eindstuk wat 'n kledingstuk uit. So dis 'n gedeelte wat uitkom van 'n kledingstuk. Dis die laaste gedeelte wat oorgebly het. So met die soldate, is die soldate wat nog lewendig is na die geveg. So hierdie idee stem ooreen met wat Paulus in 2 Tessalonisense 2 vers 3 geskryf het oor 'n wyd verspreide afvalligheid wat aan die einde van die tyd sal plaasvind. Dit stem ook ooreen met 1 Timoteus 4 vers 1, waar die Heilige Gees deur Paulus voorspel het dat daar 'n afval van die Christelike geloof sal wees in die tyd net voor Jesus se wederkoms vir die kerk.
wat presies is wat ons nou sien. En diegene van ons wat by die woord van God bly en daarop staan, word al hoe meer van 'n oorblyfsel. Ons word hierdie remnant, hierdie oorblyfsel, wat oorgebly het, sê oorgebly. Oorgebly. Nou Jesus selfs het gesê in Lukas 18 vers 8, Jesus vra, sal hy geloof op die aarde vind wanneer hy kom? Sal hy geloof op die aarde vind wanneer hy kom? Hy sê, die vraag is net, sal die Seun van die mens, wanneer hy kom, die geloof op die aarde vind? Nou as jy kyk na die Grieks, sê hy die geloof, baie vertalings sê net geloof, maar dis die geloof, en wanneer die geloof is, verwys dit na 'n spesifieke geloof. Dit verwys na om te glo in die evangelie van genade, regverdigheid deur geloof. So wat Jesus sê, wanneer hy kom, gaan daar letterlik, gaan hy moet soek, hy gaan moet 'n soektog doen, om te kyk vir diegene wat nog steeds glo in die evangelie van genade, die evangelie van geregtigheid deur geloof. Die gelowiges wat ware, egte en betrokke geloof het. Jesus sal moet soek om hulle te vind. So nie baie sal nog hierdie waarheid glo van geregtigheid deur geloof, die evangelie van genade voor die wegraping plaasvind nie. Daar sal net 'n oorblyfsel wees. Kom ons lees hierdie hele stuk in die RIV. 1 Tessalonisense 4 vers 15 in die RIV sê, want ons verkondig dit aan julle deur die woord van die Here. Diegene wat geestelik lewendig, geestelik sterk, geestelik floreer, geestelik lewenskragtig en geestelik kragtig is. Ek praat van die oorblywende oorblyfsel van geestelik lewendig en lewenskragtige gelowiges wat volhard het en steeds sal oorbly met die wederkoms van die Here. Daardie lewende, oorlewende en florerende oorblyfsel sal nie diegene wat alreeds gesterf het voorgaan nie. En dan vers 17 van die RIV sê, dan op daardie presiese gesinkroniseerde oomblik sal diegene wat geestelik lewendig, geestelik sterk, geestelik floreer, geestelik lewenskragtig en geestelik kragtig is. Ek praat van die oorblywende oorblyfsel van geestelik lewendige gelowiges wat volhard het en steeds oor sal wees met die koms van die Here. En wat sal met hulle gebeur? Skielik en bonatuurlik uit dreigende gevaar weggeruk word. Net betyds, wanneer die Here 'n goddelike reddingsoperasie begin om hulle na die wolke te vervoer. Prys die Here. Nou wie of hoe kan jy geestelik floreer, geestelik lewendig wees, geestelik gesond, geestelik sterk, geestelik kragtig, geestelik lewenskragtig wees? Wie is hierdie mense en hoe is hulle so kragtig, florerend en so voorts? Hulle het die ewige lewe. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke, eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So as jy vir iemand vra, hoekom het Jesus gekom? Wat sal hulle sê? Hy het gekom om ons te red, sodat ons nie hel toe hoef te gaan nie, sodat ons sondes vergewe is. Dan sou ek sê, jy is net 50% reg. Want hierso sê hy, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie. Dis reg, sodat jy nie hel toe kan gaan nie, sodat jy gered kan wees, sodat jy gesond kan wees of voorsiening kan hê, sodat jy sozo kan ervaar, die volpakket van sozo. Dis reg. Maar dan sê hy, dis nie die einde nie. Die einddoel is na die maar. Die einddoel is na die maar die ewige lewe kan hê. Maar nou sê jy,
Wat van die ouens wat hel toe gaan? Hulle gaan vir altyd lewe. Yes, so ewige lewe is nie net om vir altyd te lewe nie. Ewige lewe is iets anders. Maar kom ek lees vir julle eers uit die Young's Literal Translation en die New King James Psalm. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever is believing in him. Sien jy, is nie net om een keer te glo nie, jy moet bly glo. Jy bly glo in die Here. Is believing in him. That whoever is believing in him should not perish, but have everlasting life. Nou, wat is everlasting life? Wat is ewige lewe? Nou, Johannes 17 vers 3 sê vir ons dat dit is die ewige lewe. So as hy sê dit is die ewige lewe, weet jy vir 'n feit, hierdie is die definisie van ewige lewe. Dit is die ewige lewe. Sê die ewige lewe. Die ewige lewe. So is nie net dis dalk hierdie tipe ewige lewe of daai tipe ewige lewe. Dit is die ewige lewe. Dat hulle U ken, die enigste ware God, en ook hom wat U gestuur het, Jesus Christus. So die ewige lewe is om God te ken en om Jesus Christus te ken. So dit gaan dus alles daaroor om 'n intieme, persoonlike verhouding met Abba Vader God en met Jesus Christus te hê in die Heilige Gees. En wat is een van die belangrikste dinge van 'n intieme verhouding? Wat is een van die belangrikste dinge om te hê in 'n intieme verhouding? Soos byvoorbeeld, wat is baie belangrik in my verhouding met Elseke? Natuurlik sal jy nou sê gemeenskap en sulke goed om tyd saam te spandeer, maar vergifnis is baie belangrik, want as jy nie weet dat die Here jou vergewe het nie, dan is dit moeilik of dan is jy bang om nader aan hom te kom. Maar dan sê dit in Hebreërs 8 vers 11 tot 12, sê dit, almal sal my ken. So almal kan die Here ken. Almal sal my ken, van die kleinste tot die grootste onder julle. So nie net die mega church pastoor of die groot Christen kan die Here ken nie. Elke persoon, elke Christen, elke gelowige kan die Here intiem op 'n persoonlike manier verhouding met die Here hê. Maar hy sê, hoekom? Almal sal my ken, van die kleinste tot die grootste onder julle, omdat ek sal barmhartig en genadig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge en wettelose dade nooit meer dink nie. So dit beteken die Here vergewe en hy vergeet. So as jy 'n intieme verhouding met iemand het, dan moet jy vergewe en vergeet. Soos byvoorbeeld, Elseke het seker al verkeerde goed gedoen, maar ek kan nie eens onthou wat sy gedoen het nie. As jy met my vra, wat het Elseke al verkeerd gedoen? So ek sê, sy het nog nooit iets verkeerd gedoen nie. Sy doen alles reg. So dieselfde, die Here sien nie jou foute nie. Hy sien nie jou foute nie. Die mens wie jou foute sien, is jy self, of jou vrou, of die duiwel. Hy sien jou foute. Nou, wat's ook belangrik van 'n intieme verhouding, is dat dit gaan nie oor hoe jy voel nie. So byvoorbeeld, as ek sê, ek voel nie soos ek's getroud met Elseke nie. Wat sal julle vir my sê? Jy's stupid. Dit gaan nie oor 'n gevoel nie. Jy is getroud, whether you feel it or not. Hey? Jy is getroud. Selfs al voel jy nie so nie. So dieselfde, wanneer jy die Here ken, wanneer jy jou hart vir Jesus gegee het, jy het die ewige lewe, gaan dit nie oor of jy naby aan die Here voel nie, of jy voel die Here is ver, of naby, of in jou, of by jou. Dis iets wat jy weet. Dis 'n besluit wat jy maak. Hosea 4 vers 6 sê vir ons, my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. My volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Die New Living Translation sê, omdat hulle my nie ken nie. My volk gaan ten gronde omdat hulle my nie ken nie. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou ook verwerp.
sodat jy nie meer vir my priesterdiens doen nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek jou seunskinders vergeet. So wat sien ons hierso? Hulle ken nie die Here nie. Hoekom? Omdat hulle nie sy woord ken nie. Hulle ken nie die Here nie, omdat hulle nie sy woord ken nie. En die konteks van Hosea 4 vers 6 is ook belangrik, want Hosea 4 vers 1 tot 2 beskryf dit die wettelose optrede van die mense en hoe hulle vernietiging gebring het. Hoekom? Omdat hulle die woord van God nie geken het nie. So die probleem is altyd een of twee goed, of albei van hierdie twee goed, of een van hierdie twee goed. Jou probleem, of enige probleem, is altyd of hierdie twee dinge. Daar's 'n tekort aan kennis, of 'n oorvloed ongeloof. Dis altyd 'n kennisprobleem, 'n gebrek aan kennis, of 'n ongeloofsprobleem. Jou ongeloof is te veel. Nou wat bedoel ek met 'n tekort aan kennis? Soos byvoorbeeld mense wat nie glo in genesing nie, of omdat hulle nie weet dat genesing deel is van die Bybel nie, dat die Here jou wil genees, of hulle weet dit, maar hulle gaan lees op die internet van al die goed wat gaan gebeur as hulle hierdie siekte het. En dit word vir hulle meer 'n waarheid as wat die woord van God sê. Soos of 'n kennisprobleem of 'n ongeloofsprobleem. Nou, wat is die antwoord? Die antwoord op my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis is 2 Petrus 1 vers 2 tot 4. Dit sê, mag genade en vrede vir julle vermeerder word, in oorvloed aan julle geskenk word deur julle kennis, erkenning van God en van Jesus ons Here. Sy goddelike krag het ons immers reeds alles gegee. Sê alles gegee. Alles gegee. Wanneer jy jou hart vir Jesus gegee het, jy ken die Here, wat gebeur? Die Here het vir jou alles gegee. Sy liefde het hy vir jou klaar gegee. Alles is in jou. Alles wat ons nodig het vir lewe en godsvrug dien. Deur die kennis van hom wat ons deur sy majesteit en goddelike krag geroep het. Hierdeur het hy sy kosbare en grootste beloftes reeds aan ons gegee. Nou hoe weet jy wat is die beloftes? Jy moet die woord ken. As jy die woord van God nie ken nie, weet jy nie wat die beloftes is nie. So jy kan die beloftes leer ken en dan kan jy daarvoor vertrou. Maar hy het al klaar al hierdie beloftes reeds aan ons gegee. So as dit reeds gegee is, moet ons dit net ontvang, sodat jy deel kan kry aan die goddelike natuur, nou dat jy ontvlug het aan die verdorwenheid wat deur begeerte in die wêreld teenwoordig is. So alles wat betrekking het op lewe en godsvrug, kom deur die kennis van God. Jy sien die kennis van Jesus, die kennis van God, maar waar kry ons hierdie kennis? Dis uit die woord van God. So wat ons nie weet nie, soos ons gesien het in Hosea 4 vers 6, maak ons dood. Wat jy nie weet nie, maak jou dood. Nou mense sê hulle ken vir Jesus, maar hulle ken nie die woord van God nie, want Jesus is die woord van God. Jesus is die woord van God. God is die woord. Sê, God is die woord. So party mense sal sê, okay, jy moet God aanbid, maar dit beteken nie, jy moet die Bybel aanbid nie. Dis nie waar nie, die Bybel is God. Die Bybel is God, die woord van God is God. Jy kan nie sê dat jy Jesus lief het, maar jy het nie die Bybel lief nie. As jy Jesus lief het, glo jy die Bybel. Glo jy die Bybel en het jy die Bybel lief. Want Johannes 1 vers 1 sê vir ons, in die begin was die woord. En die woord was by God, en die woord was God. Die woord is God. Selfs in Openbaring 19 sê dit, Jesus se naam is die woord van God. Jesus is die Bybel. Nou hoe kan jy die woord van God ken?
Natuurlik, deur om na preke soos hierdie te luister, leer jy die woord ken, maar ook om die Bybel te bestudeer. Jy bestudeer die Bybel, maar jy moet die regte bril dra wanneer jy die Bybel lees. Sien jy, soos as ek baie keer ry, dan sit ek my bril op. Maar as jy jou Bybel lees, moet jy jou bril opsit om die Bybel te lees. Want soos byvoorbeeld as ek 'n groen bril opsit, gaan alles groen lyk. As ek 'n rooi bril opsit, gaan alles rooi lyk. So dieselfde wanneer jy die regte bril opsit en jy lees die Bybel, dan sal jy die Bybel verstaan. Jy sal die Bybel verstaan. En selfs al is daar 'n deel wat jy nie 100% verstaan nie, jy gaan ten minste weet, okay, ek sal vir die Here vra en daarop mediteer. Maar dit gaan jou nie soos, en as iemand jou daaroor laat wonder, dan sê jy nee, ek het die regte bril op, so ek verstaan die Bybel. Nou, hoe verstaan jy die Bybel reg? 1 Johannes 4 vers 8 sê vir ons, wie nie lief het nie, het God nie geken nie. Omdat God is liefde. Sê God is liefde. So hoe lees jy die Bybel? God is liefde. Jy moet die bril opsit en weet, God is liefde. God is liefde en dis hoe jy die Bybel lees. So as daar gedeeltes in die Bybel wat vir jou nie sin maak nie, moet jy nog steeds weet, wow, God is liefde en ek het 'n intieme persoonlike verhouding met die Here. So dit beteken dat ons is in 'n verhouding. Jy weet, soos byvoorbeeld as jy kyk na die Ou Testament, dan sal jy sê, die Here was wreed hierso, of die Here was so. Dan moet jy dit altyd lees uit, ons is in 'n nuwe verbond. En ons het 'n persoonlike verhouding met die Here. God is liefde. Dis hoekom ouens kan nie die Bybel verstaan as hulle nie glo dat God liefde is nie. Vers 9 sê, hierin is die liefde van God in ons geopenbaar. So party vertaling sal nie in daar sin nie, maar die Griek sê in. So sodra jy die ewige lewe het, jou hart vir Jesus gegee, is die liefde van God in jou. Sê die liefde van God is in my. En hoe word dit geopenbaar? Dat God sy unieke, eniggebore seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan leef. Ons lewe deur die woord. Ons lewe deur die woord van God, deur die seun. Vers 10. Hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. So wat beteken dit? Die liefde wat God vir jou het, is in jou. So dit gaan nie oor hoeveel liefde het jy vir God nie. Jy het God lief met sy liefde. Jy het ander mense lief met God se liefde wat al klaar in jou is. Vers 11 sê, geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Maar ons het nie mekaar lief met ons eie liefde nie, ons het mekaar lief met daai liefde van God wat al klaar in ons is. Vers 16 sê, en ons het, sê het. So baie mense sal sê, Here, ek voel nie u liefde nie, maar gee my asseblief u liefde. Die Here sê dan, okay, wat van vers 1 Johannes 4 vers 16? Ons het die liefde. Ons het die liefde wat God in ons het. So die liefde van God is in ons en ons het dit. En ons het dit geken en geglo. So wat beteken dit? As jy nie weet dat God vir jou God die liefde in jou gesit het nie, dan moet jy dit leer ken. Jy moet die Bybel vat en hierdie vat en dit glo en sê, dankie Here dat u die liefde in my gesit het. Ek het die liefde en ek ken dit en glo dit. God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Nou wat gebeur wanneer jy glo dat jy die liefde het? Wat gebeur wanneer jy glo dat die Here vir jou lief is, dat jy in die liefde bly en God bly in jou? Wat gebeur dan? Romeine 8 vers 35 sê, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars
deur hom wat ons lief gehad het. Sê ek is meer as 'n oorwinnaar. Hoekom? Want jy bly in die liefde. Jy glo dat die Here lief is vir jou, so jy is meer as 'n oorwinnaar. Vers 38. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of oorhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Nou, hoe kan jy meer as 'n oorwinnaar wees? Want ek bedoel, om 'n oorwinnaar te wees is wel klaar groot. Maar hoe kan jy meer as 'n oorwinnaar wees? So, dink 'n bietjie, wie is 'n oorwinnaar? 'n Oorwinnaar is iemand wat geveg het. En hy het geveg en hy het gewen. En dan, nadat hy gewen het, vat hy die byt, the spoils of war. Hy vat die spoils, soos Maximus wat daai oorlog toe gewen het. Hy het daai Duitsers uitgeroei. Hy het hulle gewen. En toe vat hy hulle spoils. Maar iemand wat meer as 'n oorwinnaar is die koning of die ou wat daar gesit het. Maximus veg vir hom, maar wat gebeur? Hy vat al die spoils by die ou einde. Want hy hoef nie eens te veg nie. Hy's meer as 'n oorwinnaar. So dieselfde, ons is meer as oorwinnaars. Jesus Christus het vir ons geveg, hy het oorwin, hy het vir ons die spoils gegee. Prys die Here, ons moet dit nou net ontvang. So ons is meer as oorwinnaars. Omdat ons net die byt hoef te ontvang, die voordele ontvang. Nou wat gebeur? Wat gebeur? Baie mense ontvang nie die voordele nie, of hulle ken nie die Here en het nie 'n verhouding met hom nie. Hoekom? Want hulle glo nie die woord nie. Hulle vat nie die woord van God nie. Daniël 11 vers 32 sê: Die wat goddeloos handel, skuldig staan teenoor die verbond, sal hy met vleiery slinkse woorde afvallig maak. Maar die volk wat hulle God ken, sal sterk weerstand bied, sal vashou en optree, groot heldedade uitvoer. So natuurlik in konteks verwys hierdie na Antiochus Epiphanes, soos van toepassing op hom. En wat het gebeur? Hierso waar hy praat van die wat goddeloos handel teen die verbond, verwys na die Jode wat verraaiers geword het. Hulle het na die Grieke toe gegaan, oorgegaan na die Grieke, en hulle gehelp om die Joodse tradisies en die Joodse wet en wat die offergawes en alles te stop. So hulle het dit gedoen. Maar in ons konteks, wat verwys dit na? Het verwys na gelowiges wat van die Bybel afwyk. Dis gelowiges wat van die Bybel afwyk en in misleiding verval. En is eenvoudige dinge, soos byvoorbeeld dat die Here die wêreld gemaak het. Hulle sê nee, die Here het nie die wêreld gemaak nie, dis evolusie. Dit wyk, jy gaan in misleiding in. Dan, dat daar slegs 2 geslagte is, en dat huwelik tussen man en vrou is. Tussen Adam en Eve, nie Adam en Steve nie. So die woord van God is God. Die woord van God is God. En as Christene wat in daai misleiding ingaan, hulle glo nee, evolusie het die wêreld gemaak. Nee, okay, daar kan meer as 1 geslag wees. Of dis okay as hierdie 2 ouens trou of hierdie 2 vrouens trou. Dis eenvoudige dinge, maar hulle val in misleiding in. Maar dan wat sê hy dan? Maar die volk wat hulle God ken, sal sterk weerstand bied. Wat doen? Wat God ken. Sê ken. Wat God ken, sal sterk weerstand bied, sal vashou en optree, groot heldedade uitvoer. En dit kan 'n direkte verwysing na Judas Makkabeus wees. En hy het heldedade uitgevoer en die ouens wat hom gevolg het groot exploits gedoen. Prys die Here. Maar in ons konteks verwys dit na ons wat die woord van God vat, dit glo, dit bely, God ken. En die Bybel sê in ons dae
gaan die duisternis al hoe erger word. Maar wanneer die duisternis erger word, wat gebeur? Dan skyn ons lig nog meer helderde. Kom ons kyk na die Young's Literal Translation in die New King James vir Daniël 11 vers 32. Dit sê, the people knowing their God. Their God. The people knowing their God are strong and carry out great exploits. Dit gaan oor om die Bybel te vat en dit te ken, intiem te ken. Dis soos byvoorbeeld, as ek sê ek's intiem met Elseke, maar ek praat net met haar 1 keer 'n jaar, of 1 keer 'n maand, of soos Donald Trump gesê het op Kersfees en op Easter. Jy weet, jy's nie baie intiem nie. Jy moet elke dag met jou vrou praat. As jy nie tyd het om ten minste 30 minute of 'n uur net met jou vrou tyd te spandeer, dan is jy te besig. So dieselfde as jy nie tyd het om, jy weet, 30 minute of 'n uur met die Here elke dag te spandeer nie, dan is jy te besig. Maar dan sê nee, ek is te besig. Maar dan spandeer jy 2 ure op jou foon, of jy spandeer 'n uur voor die TV. Maar selfs al doen jy nie eens dit nie, jy werk van 7 uur tot 7 uur die aand, en dan eet jy saam met jou vrou en kinders, dan wanneer gaan jy tyd met die Here spandeer? Nou hierdie een ou was baie vies vir my toe ek hierdie gesê het, maar hulle is ten minste nie meer in die kerk nie. Maar gaan jy toilet toe? Gaan jy toilet toe in die dag? Sit 'n devotional by jou toilet. Het 'n devotion, jy moet 'n devotional op jou foon hê, of 'n devotional by jou hou. As jy op die toilet sit, lees daai devotional. Ek bedoel, devotional vat 2 minute, 3 minute. En ek bedoel, as iemand jou pla terwyl op die toilet is hulle ongeskik. Jy weet? So dan sit jy op die toilet en jy lees jou devotional. The people knowing their God are strong. Sê ek is sterk. And carry out great exploits. So hoe erger die duisternis word, hoe helderder skyn ons lig. The worse the darkness gets, the brighter our light shines. En dis die dae wat ons in lewe, waar die duisternis al hoe erger gaan word, maar as die duisternis erger word, gaan ons lig al hoe meer helder skyn, want ons glo die woord van God. Jesaja 60 vers 1 sê, staan op, laat jou lig skyn. Ja, jou lig het gekom, en die heerlikheid van die Here skyn oor jou. Ja, kyk, donkerte bedek die aarde, en diepe duisternis die volke, die mense. Maar oor jou skyn die Here, en oor jou word sy heerlikheid sigbaar. Nou, dis pragtig, maar waarom staan ons op? Waarom skyn die lig op ons? Waarom het daai heerlikheid op ons geval? Waarom is hierdie heerlikheid met ons op ons en hierdie lig op ons? Dis die vers voor. Die vorige vers sê vir ons, Jesaja 59 vers 21, dis die vorige vers voor Jesaja 60 vers 1. Wat my betref, dit is my verbond met hulle, sê die Here, sê Jahwe, my gees wat op jou rus, en my woorde wat ek in jou mond gelê het, sal nie uit jou mond wyk, of uit die mond van jou nageslag, of uit die mond van jou nageslag se nageslagte nie, van nou af en vir altyd, sê die Here. So die woord van God is die waarheid. Op die woord van God staan jy. Op die woord van God staan ons. As jy skaam is vir die Bybel, dan is jy skaam vir Jesus. Jy sal opstaan en skyn te midde van diep duisternis, wanneer jy die woord van God ken, glo en bely. Om intiem te wees met die woord, beteken om intiem te wees met Jesus. Om intiem te wees met die Bybel is om intiem te wees met Jesus. So ons moet ken, glo en spreek God se liefde vir ons. Halleluja. Want as jy die Bybel lees, wat lees jy dit mee? Met jou bril van liefde. Jy moet weet,
hierdie is die Here, soos party mense sê, ek seker die party Bybel sê dit, this is God's love letter towards me. Die Bible is God's love letter towards me. Bely saam met my. Diep duisternis bedek die mense. Sê dit saam met my. Diep duisternis bedek die mense. Maar oor my skyn die lig. Ek is diep geliefd deur God. God het al my sondes vergewe, weggeneem en vergeet. Prys die Here. Nou, 'n voorbeeld van iemand wat groot exploits vir die Here gedoen het, was Daniel. Daniel was beter as al die ander kenners en experts in sy dae. En waar was hy? Hy was in 'n land van diep duisternis, maar hy het helder geskyn. Hoekom? Die Bybel sê hy was 'n man wie die Here baie lief gehad het. En Daniel het dit geglo, hy het geweet, hy is baie geliefd deur die Here. Dawid was ook in 'n tyd van diep duisternis. Saul wou hom doodmaak, hy het 'n reus doodgemaak, hy het klomp Filistyne doodgemaak, hy het geveg en alles, maar hoekom kon hy hierdie groot exploits doen? Dit gaan terug na, wat's Dawid se naam? Dawid beteken geliefd. Dawid se naam beteken geliefd. Hy het geweet, ek is geliefd deur God. En hy kon groot exploits doen. So God wil 'n verhouding met jou hê en gemeenskap met jou hê. Ons moet persoonlike tyd saam met die Here deurbring. Die Here kom vir gelowiges wie geestelik lewendig, geestelik kragtig, geestelik sterk, floreerend en lewenskragtig is. Want hulle het die ewige lewe. Ek wil vir julle die RIV lees in die Engels. 1 Thessalonians 4 verse 15 in the RIV. For we declare this to you by the word of the Lord. Those who are spiritually living, spiritually robust, spiritually thriving, spiritually vibrant, and spiritually vigorous. I'm talking about the remaining remnant of spiritually alive and vibrant believers who have endured and will still be left around at the time of the coming of the Lord. That living, surviving, and thriving remnant will not precede those who have already died. Verse 17. Then at that exact synchronized moment, those who are spiritually living, spiritually robust, spiritually thriving, spiritually vibrant, and spiritually vigorous. I'm talking about the remaining remnant of spiritually alive believers who have endured and will still be left around at the time of the coming of the Lord. Wat sal gebeur? Will be suddenly and supernaturally snatched away out of imminent danger, just in the nick of time, as the Lord initiates a divine rescue operation to transport them into the clouds. So die Here kom vir gelowiges wie geestelik lewendig, kragtig, sterk, floreerend en lewenskragtig is, wie die ewige lewe het. Prys die Here. En wat is die ewige lewe? Elsike, wat is die ewige lewe? Nie vertaling nie, is om die Here te ken, hè? Die ewige lewe is om die Here te ken, om God te ken en om Jesus te ken, maar nie te ken van hom te weet nie, maar 'n intieme, persoonlike verhouding met hom te hê. Halleluja. Prys die Here. En om God te ken beteken om sy woord te ken. Want as jy nie die woord ken nie, beteken dit definitief jy ken nie vir die Here nie. Party mense sê nie hulle ken die Here, maar hulle weet niks van die woord nie. So hulle ken nie die Here nie, want die woord is God. Halleluja. Ek het boekies soos hierdie, The Eternal Life, en dis hy sê baie van wat ek gesê het vandag, maar hy fokus meer op Johannes 3 vers 16 en gaan daarin. So as jy hierdie boekie wil kry, ek het 'n klomp kapies van dit daar agter. Jy kan dit verniet kry. OK,
Okay, maar as jy dit al klaar het, dan hoef jy nou nie een te kry, maar as jy nog nie een van hierdie boekies het nie, kan jy een kry. Okay, prys die Here. Julle kan die seëning ontvang. Yevarechecha Yahweh veyish marecha. Ya'er Yahweh penav elecha vichuneka. Yesa Yahweh penav elecha viasem lecha shalom. Baie dankie Abba Vader dat U ons seën en ons beskerm. Baie dankie Abba Vader dat U aangesig oor ons laat skyn en vir ons genade gee. En baie dankie Abba Vader dat U aangesig oor ons verhef en vir ons U vrede shalom gee. In Jesus se naam, amen. Prys die Here, halleluja.